Christus is die Heer. Daarom wil ons mekaar in verhoudinge opbou, om so sy groot opdrag uit te leef. Geroep, gewillig, gestuur. Gemeente, goeiemôre. Dit is weer eens my voorreg om die woord van die Here aan julle te verkondig. Ons gaan vandag voort met die tema wat ons laas Sondag begin het, naamlik die onveranderlike God is telkens weer nuut. Ons het verlede week gefokus op die straf en die oordeel wat die Here bring, maar vandag fokus ons op die troosboodskap wat ons in die tweede deel van Jesaja kry. Ons gaan nou eers na 'n voorspel van 'n lied. Dit is uit liedboek nommer 411 luister. Dit is 'n rustige klavierstuk wat die melodie speel. Ons gaan dit ook gebruik as 'n geleentheid om stil te word. Die woorde van vers 2 wil ek bloot vir u voorlees en dit sal ook op die skerm verskyn terwyl die lied speel. Loof hom wat die oorwinnaar is oor magte van die duisternis. En dan gaan die vers voort. Hy gee die gawe van die Gees. Stuur hom om ons tot troos te wees. Ons weet dat die Heilige Gees ons trooster is. Dit is die boodskap waarop ons vandag ook gaan stilstaan, maar dan veral ook vanuit die Ou Testamentiese geskiedenis. Kom ons raak stil en dan luister ons eers na die melodie. Ons skriflesing is dan uit Jesaja 40 vandag. Ons het die vorige keer verduidelik dat die boek Jesaja eintlik uit 3 dele bestaan, Jesaja 1 tot 39, en dan by hoofstuk 40 begin 'n nuwe gedeelte wat dan vandag die fokus dra. Ek gaan lees van Jesaja 40 vers 1 tot en met vers 11. Troos, troos my volk, sê julle God. Praat mooi met Jerusalem. Roep haar toe dat haar gedwonge arbeid voltooi is, dat haar skuld afbetaal is. Ja, sy het uit die hand van die Here 'n dubbele straf ontvang vir al haar sondes. 'n Stem roep, maak in die woestyn die pad van die Here gereed, maak in die Araba 'n groot pad vir ons God gelyk. Elke dal moet opgevul word en elke berg en heuwel moet wegsak. Hobbelrige plekke moet gelyke grond word en rotsagtige terrein moet 'n vallei word. Die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word. Alle mense sal dit tegelyktydig sien, want die mond van die Here het dit gespreek. 'n Stem sê toe, roep uit. En ek vra toe, wat moet ek uitroep? Alle mense is immers gras, en al hulle trou is soos 'n veldblom. Gras verdor, 'n blom verwelk, wanneer die asem van die Here daarop blaas. Waarlik, die volk is maar net gras. Ja, gras verdor, 'n blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand vir altyd. Klim op 'n hoë berg, Sion, boodskapper van vreugde. Verhef jou stem met krag, Jerusalem, boodskapper van vreugde. Verhef dit, moenie bang wees nie. Sê vir die dorpe van Juda, hier is julle God.
Kyk, my Heer, die Here, met krag kom hy, en sy arm oefen vir hom heerskappy uit. Kyk, sy vergoeding is by hom, sy beloning is voor hom. Soos 'n herder laat hy sy kudde wy, in sy arms maak hy lammers bymekaar. Teen sy bors draai hulle, die lammeroë lei hy. Ons lees net tot daar. Broers en susters, die onveranderlike God is telkens weer nuut. Dit is die tema waaronder ons woordverkondiging laas Sondag, vandag en dan ook volgende Sondag sal wees. Ons het laasweek gesien dat die 8ste eeuse profeet Jesaja die woord van die Here in Jerusalem en in Juda gebring het. En ons het gesien dat die profesie wat ook dan teen die volk gebring word, die nouste saamhang met die historiese gebeure van die tyd. Dis juist die historiese omstandighede wat die gemeenskap in Juda en in Jerusalem tot die wanindruk gebring het, dat hulle eintlik maar net deur al die rituele van hulle godsdiens hoef te gaan en dit is genoeg. Hulle selfgenoegsaamheid word deur die profeet gekritiseer en hy sê, as julle nie reg en geregtigheid in die samelewing bevorder nie, dan is dit 'n valse godsdiens. Ons het ook gehoor hoe vel die Here se oordeel oor dit was, oor die gemeente van Jerusalem. Juis hierdie mense wat gemeen het dat hulle die godsvolk is. Maar gelukkig het God se verhaal met sy volk nie daar opgehou nie. Die geskiedenis het voortgestuur met allerhande wêreldgebeure wat Juda en Jerusalem direk geraak het. Nou die tydlyn wat ons weer op die skerm sien, sal vir ons help om 'n indruk te kry van hoe die geskiedenis ontwikkel het. Nadat Jerusalem in 701 voor Christus gered is van vernietiging deur die Assiriese mag, daaroor het ons laas Sondag gepraat, het die ondergang van hierdie eens magtige Assiriese empire sekerlik as 'n verrassing gekom vir die mense in Jerusalem. Eens magtig was die Assiriërs en die volgende oomblik is hulle vernietig. Want in 612 voor Christus het 'n ander groot mag van die Mesopotamiese wêreld, die Babiloniërs, die magsgebied van Assirië oorgeneem nadat hulle die Assiriese hoofstad Ninive ook geplunder en vernietig het. Maar gou het dit gebleik dat hierdie nuwe maghebbers, die Babiloniërs, geensins redders was nie. Trouwens, Babilonië het presies dieselfde strategie gehad as hulle voorgangers, die Assiriërs, deurdat hulle met militêre geweld al die lande in die omgewing wou onderwerp en dat hulle uiteindelik dan die politieke en die godsdienstige leierskap in ballingskap weggevoer het. En dit is presies ook wat Juda en Jerusalem se lot was. Soos wat Samaria, die noordelike koninkryk se hoofstad, geval het en in vlamme opgegaan het voor die Assiriese mag, het Jerusalem hierdie keer in vlamme opgegaan voor die Babiloniese aanval. Nou, ons is nie heeltemal presies seker hoe dit plaasgevind het nie, gesien dan ook in die lig van die feit dat dieselfde tonnel met vars water wat in die tyd van die Assiriese bedreiging vir die volk gered het, steeds ook in werking was in die tyd van die Babiloniese aanval. Maar dit blyk dat die Babiloniërs die stad met vuur aangeval het en die stad afgebrand het. Ons sien dit selfs ook in die argeologiese nalaatsels wat in die stad van Dawid in Jerusalem opgegrawe word. Dit was 'n ongelooflike vernietiging. Die stad, die stadsmuur en die tempel word daarmee in puin gelê. Die koningskap word beëindig. Die priesterskap met al die rituele in die tempel word beëindig en kon nie meer voortgaan nie. En die politieke en die godsdienstige leiers word dan ook weggevoer na Babylon, waar hulle gesit en treur het in die streek van die groot riviere. Ons kan ons net indink wat se uiterste teleurstelling of selfs 'n ontnugtering dit vir die godsvolk moes gewees het. Ons hoor die weeklag van diegene wat in die ruïnes van die stad agtergebly het, veral ook in 'n ander Ou Testamentiese boek, naamlik die boek Klaagliedere. Dogter Sion, soos Jerusalem in Klaagliedere genoem word, is verwond en verkrag. Niks van die glorie van Sion het oorgebly nie. Maar hierdie was nie net op 'n menslike vlakke teleurstelling of 'n ontnugtering nie. Dit was ook op 'n godsdienstige en 'n teologiese vlak 'n reuse krisis. Skielik het al die pilare van die godsdiens van Juda en van Jerusalem het dit in duie gestort. Dit het onder hulle verkrummel.
En hulle is met die vraag gekonfronteer, is die Here dan nou nie meer aan ons kant nie? Nou die stem van die ou profeet, Jesaja het sekerlik ook in hierdie tyd weer in hulle gedagtes opgekom. Want dis mos juis hierdie ou profeet wat hulle byna 150 jaar gelede al gewaarsku het, dat hulle godsdienst skeef getrek is en dat hulle teologie op 'n dwaalspoor is, en dat juis daarom hulle ook deur die Here gestraf sou word. Jesaja se profesie was dat hulle 'n selfgenoegsame godsverering in die tempel gehad het met al hulle rituele, maar dat hulle reg en geregtigheid in die samelewing nagelaat het. En die profesie van die ou profeet Jesaja dat hulle gestraf en vernietig sou word, het nou waar geword. 'n troostelose situasie sou ons kon sê. Niks sou die volk kon troos in hulle ballingskap nie. Maar dan ongeveer in 540 voor Christus, en ons kan dit weer op die tydlyn op die skerm sien, klink weer 'n profetestem op. Maar hierdie keer verkondig die profesie nie oordeel nie, maar troos. Hoor hoe begin die profesie tydens die ballingskap wat ons in hoofstuk 40 vers 1 gelees het. Troos, troos my volk, sê julle God. Of soos die 1983 Afrikaanse vertaling dit uitbasyn het, die uitkoms is hier, die uitkoms is hier. En dan gaan die profeet opgewonde voort en sê vir hulle, julle lyding is op 'n einde, julle het nou klaar julle straf gedra. Daarom moet daar sommer in die woestyn 'n direkte pad van Babylon af na Jerusalem toe gemaak word, waarop die Here dan sy volk kan teruglei na Juda en na Jerusalem toe. Die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word, sê vers 5. Alle mense sal dit gelyktydig sien, want die mond van die Here het gespreek, sê die profeet. Want dan is daar 'n klompie mense tussen die ballinge wat skepties oor hierdie boodskap en sê, hoe kan dit wees? En ek dink hierdie skeptisisme is iets wat ons heeltemal goed sou kon verstaan, dat na hulle ervarings van vernietiging ensovoorts, hoe sou dit kon wees dat daar weer uitkoms sal wees? Wie sou nou 'n boodskap kon glo terwyl hulle in Babylon sit, vir die Here om voor sy volk uit te gaan, sy pad huis toe na Jerusalem toe te baan? Nou dit is juis in hierdie tyd waar hulle ook weer nog in ballingskap sit, terwyl hulle reeds ongeveer 50 jaar lank ver weg was van Jerusalem en net 'n vae herinnering van die tempel gehad het, dat die profeet sê, roep dit uit. Maar heel verstaanbaar klink 'n klomp murmurerende stemme tussen die ballinge op wat vra, nou wat moet ons uitroep? Ons het al geleer dat mense soos gras is. Ons lotgevalle is maar wisselvallig. Ons lot is uitgelewer aan die politieke magte van ons wêreld. En ons trou aan die Here is ook nie standhoudend sodat ons daarop kon staat maak nie. Maar dan gaan die profeet in sy opgewondenheid voort en hy sê, ja, dit is so dat ons mense verganklik is en nie op onsself kan staat maak nie. Maar die woord van God hou stand vir altyd, sê vers 11. Soos 'n herder laat God sy kudde wy, in sy arms maak hy lammers bymekaar, teen sy bors draai julle, die lammeroë lei hy. Waarvan praat die profeet, sou die ballinge dalk sekerlik gevra het. Wat hulle nie geweet het nie, is dat die Here in hierdie tyd besig was om 'n gesalfde, of soos die Hebreëse term sê, die Mashiach, waarvandaan die woord Messias kom, dat die Here besig was om 'n Messias na vore toe te laat kom. En hier lê die grootste verrassing vir die ballinge. Want hierdie gesalfde, hierdie Messias, was 'n vreemde koning. Alweer 'n ander maghebber en 'n groot mag, naamlik die Persiese koning Kores. Ons lees in Jesaja 45 ook wat van koning Kores gesê is, en daar kan ons ook sien wat 'n positiewe beeld hulle van hierdie koning gehad het. So sê die Here vir sy gesalfde, vir Kores, wie sy regterhand ek vasgegryp het, om nasies voor hom te verslaan, deur konings te ontwapen, om voor hom deure oop te maak, sodat poorte nie vir hom gesluit sal bly nie. Ek self sal voor jou uitgaan, dis die Here wat met Kores praat. Ek self sal voor jou uitgaan.
Die berge sal ek gelyk maak, deure van brons sal ek stikkend breek, en sluitbalke van yster sal ek stikkend kap. Ek gee aan jou skatte in die donker, rykdomme in verborgde plekke, sodat jy kan weet dat dit ek, die Here is, wat jou op jou naam roep, die God van Israel, terwille van my diensknegt Jakob en Israel, my uitverkorenes. Ek roep jou op jou naam, Kores, ek gee vir jou 'n erenaam, al het jy my nie geken nie. Nou broers en susters, hierdie koning, Kores, wat so as 'n verrassing in 'n sekere sin in die geskiedenis opduik, het uiteindelik dan in 539 voor Christus ook die magtige stad Babylon vernietig en ingeneem. Skielik het hierdie koning, hierdie vreemde koning Kores van die Perse, het uiteindelik sy ryk uitgebrei tot aan die uiteindes van die destydse bekende wêreld. Ons sien op die kaart wat op die skerm is, dat hierdie ryk van in die ooste van die Indusrivier af gestrek het tot in die noorde van Afrika en ook tot in wat vandag Turkye is in Klein-Asië. Hierdie gesalfde koning, wat deur Jahwe, die Here van die ballinge, in sy hand geneem word, lei 'n totaal nuwe bedeling in. Hy is die Messias van die Here. Nou broers en susters, ons weet wat die nuwe rigting was wat Kores ingeslaan het, deurdat ons 'n inskripsie het, gelukkig ook dan, en die foto is op die skerm, dat ons 'n inskripsie het van hierdie koning wat sy hele politieke program uiteengesit is. Hierdie inskripsie, die sogenaamde Kores silinder, wat in Babylon ontdek is en wat in die Britse Museum in Londen ook bewaar word en gesien kan word, dui aan dat Kores 'n heeltemal ander rigting sou inslaan as sy voorganger koninkryke. Hierdie magte, Assirië en Babylonië, wou, soos ons in die afgelope 2 Sondae gesien het, met militêre geweld volkere onderwerp en in ballingskap wegvoer. Maar Kores kondig aan dat hy die ballinge wat uit verskillende lande in ballingskap in Babylon sit, gaan vrylaat. Dat hy gaan toelaat dat hulle mag terugkeer na waar hulle vandaan kom. Hy gaan aan hulle 'n mate van Hy gaan hulle toelaat om hulle eie godsdienste te beoefen en hulle heiligdomme weer op te bou, selfs met die steun van die Persiese regering. En hy sal hulle beskerm, solank hulle lojaal bly en nie in rebellie kom teen die Persiese ryk nie. Nou kan dit alles waar wees, sou die ballinge inderdaad gevra het, steeds ook skepties. Kan 'n vreemde koning, die Messias, die gesalfde van die Here wees? Kan so 'n koning die Here se instrument wees, waardeur hulle weer herstel sou word? Het die Here, hulle God, ook mag oor hierdie vreemde koning? Nou broers en susters, die geskiedenis het dit bewys, dis inderdaad wat gebeur het. Die tydlyn wys vir ons dat in 538 voor Christus, slegs 'n jaar nadat Kores vir Babylon ingeneem het, hou hy by sy woord en begin die terugkeer uit Babylon na Jerusalem en na Juda. Dit het byna gevoel soos dit seker moes gevoel het met die redding uit Egipte, sou die ballinge dalk gedink het. Hulle kon weer uittrek, terug na hulle land, na hulle geliefde stad, en hulle sou weer die Here kon dien en die tempel kon herbou. Broers en susters, die onveranderlike God is telkens weer nuut. Nadat hy geoordeel en gestraf het, gee hy ook weer uitkoms. Hy is ook die God wat troos. Hy gebruik selfs wêreldleiers en wêreldmagte om uiteindelik uitkoms vir sy volk te gee. Vers 9 van die gedeelte wat ons gelees het, klink so: Klim op 'n hoë berg, Sion, boodskapper van vreugde. Verhef jou stem met krag, Jerusalem, boodskapper van vreugde. Verhef dit, moenie bang wees nie. Sê vir die dorpe van Juda, hier is julle God. Amen. Gemeente, ons gaan nou luister na 'n snit wat baie bekend is sekerlik vir julle. Dit kom uit die Messias van Handel. Nou ons weet natuurlik, ons as Nuwe Testamentiese mense, dat daar later, heelwat later in die geskiedenis weer 'n Messias deur die Here na vore gedra sou word.
'n Messias wat uiteindelik die straf sou dra wat ons moes toekom en wat uiteindelik die dood sou oorwin het. Ons speel hierdie snit uit die Messias van Handel en jy sal sien uit die woorde wat op die skerm verskyn dat dit eintlik ook 'n beruiming is van ons teks van Jesaja 40 vers 1 tot 3. Kom ons luister dan ook aandagtig daarna. Of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Kom ons bid saam. Here ons God, U is telkens weer nuut. Elke keer wanneer ons dink ons is vasgeloop in hierdie wêreld, dan openbaar U Uself ook aan ons. Dan hoor ons ook die profete stem opklink wat sê, troos, troos my volk, die uitkoms is hier, die uitkoms is hier. Here, ons smag ook so na so 'n trooswoord in ons eie konteks, in die wêreld waarin ons vandag leef. Ons wil so graag ook hierdie boodskap van U hoor. Die uitkoms is hier. Die uitkoms is hier. Amen. Ek nooi vir u dan uit ook om volgende Sondag die 3de gedeelte van hierdie reeks te kom hoor en dan sal ons spesifiek ook kyk na die feit dat die Here ook iemand is wat hoop gee. En ons gaan dit doen uit Jesaja 65 vers 17 tot 25 as jy dalk in die week so lank daarna wil kyk. Jesaja 65 vers 17 tot 25. Ontvang die seën van die Here.
Mag die Here ons seën en ons beskerm. Mag die Here sy aangesig oor ons oplig en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig na ons toe oplig en aan ons vrede gee. Amen. April se barmhartigheidsaksie tema fokus op werklose mense. Daarom samel ons gedurende April klere, reënklere, komberse, sambrele en voedsel in wat ons vir die ACVV, Stellenbosch voedingsaksie, Stellenbosch nagskuiling en Stellenplooi wil skenk. Die deuroffers sluit aan by die tema.